Nel, dankie dat jy so gebid het vir die 30ste en vir al die goed wat gebeur. Ek praat so oor die naweek met een van ons pastore hier in Nomzamo in die strand. Hy het ek dink in 9 of 10 jaar het hy 4 gemeentes hier geplant en 15 in Malawi. 'n man van God. En hy en sy vrou en sy kinders is hier. Ek sê vir hom, wat gaan jy doen? Hy sê, ek bid dag en nag. Ek soek so die aangesig van die Here. Hy sê, ek het vir 2 van ons buskaartjies gekry. Ek het nie geld vir die res nie. En gelukkig kon ons hom daarom in kontak bring met ouens wat ek dink nie ons, hy sê sy kinders huil dag en nag. En dis groot kinders oor hierdie trauma wat hulle beleef. Ons kyk na die klein mensies hier en hulle is op straat. Dis nie net Malawi en dis Zimbabwe, dis so kom ons hou aan vir hulle bid, saam met dit wat Anel vanoggend vir ons gebid het. Kom ons regtig. Ons land het dit so nodig. Ek kom gister uit die Oos-Kaap uit, pragtige wêreld daar tussen. Doriet is bly ek is hier want ek het vir die preek gegee, so ek het nie maak op die vliegtuig nie. So sy sê, jy weet nie, ouer tyd het hulle mos so die wijksdienste op die plaas gehou dat hulle die preek so gelees het, sy so gelees het. Maar ons is in die Weskaap so dankbaar, ons moet so dankbaar wees, so bevoorreg. Weet jy, as mense, daai mooi wêreld tussen Oos-London, King Williamstown. Dis net gate in die paaie en dis sulke mooi mense, dis so mooi wêreld. So ons moet vir Here net elke dag sê dankie. En ons moet dit wat jy gebid het aan ons, vir ons regering bly bid in die regering in die Weskaap, dat die Here regtig vir ons sal seën. Hemelse Vader, dit bring ons alles voor U. En ons is so bid, Here, dat dit wat U beplan het vir hierdie mooi land Suid-Afrika, dwars deur die eeue voor die grondlegging van die aarde, dat dit 'n werklikheid sal word. Ons weet dis laaste dae, Here, en ons weet nie eens waar in die laaste dae ons presies is nie, maar ons weet daar's nog tyd. Ons bid, Here, dat mense in die regering vir U sal erken, dat hulle U sal volg. En ons bid dat U sal wegvat die wat in die pad is, dat God se wil vir hierdie land sal gebeur. En waar ons in die aanloop tot verkiesing is, vir ons kom bid, Here, dat U regtig ingrypende groot dinge sal wees. Dankie vir massas vrouens wat bid dwars oor ons land in hierdie tyd vir September geleentheid en nog 'n September geleentheid. Dankie vir 'n biddag in Oktober, 10 Oktober voor die 4de November se verkiesing. Here, hoor die gebede van die kinders, hoor die kinders wat uitroep, Here, waar die kerk onder aanslag is met die CRL-kommissie en hulle die kerk wil reguleer en ons kom sê dit voor die troon neer en sê, Here, as U nie hierdie land red nie, as U nie ingryp nie, is daar geen hoop nie. Dis die gebed van ons harte. Here, ons kry so skaam as ons sien dat massas mense op straat uitgegooi word, gedreig word. Reg of verkeerd met hulle permitte, Here, maar help ons dat daar 'n kentering in ons land sal kom teen hierdie xenofobie. En dat ons 'n land sal wees wat Jesus Christus leef. En nie die wêreld, die demoniese wêreld nie. Stel vir ons in hierdie oomblikke in om ook U woord te lees, te hoor en te verstaan, Here. Die diepste gebed van ons hart is in hierdie dag dat terwyl ons U woord oordink en saam praat daaroor, dat U teenwoordig sal wees en dat U verheerlik sal word. Lei ons, o Gees. In Jesus naam. Amen. Soos het gesê, die wat hier is die wat U wil wees, nee. Ek is verstom oor hoe baie julle is. En ek sien party se lewensmaats, die kinders opgepas of die hond opgepas, maar dis bly vir die weet van julle wat hier is. Maar kom ons maak dit 'n geleentheid dat ons lekker saam Bybelstudie doen. Is dit oukei? Dat is nie net, ek net preek nie, maar dit is 'n bietjie saam kyk. Wanneer ons in Openbaring praat, is dit altyd 'n moontlikheid, jy weet, hierdie ou glo dit en daai ou, en ek bid dat dit nie vandag so sal wees nie. As jy anders dink oor hierdie goed, dan is dit reg.
Ons is nie besig om 'n teologie of 'n dogma te verkondig. Ons wil net kyk, wat sê God vir ons? En daar kan jy iets vir ons kom sê wat anders is en beter is en wat jy beter verstaan. So kom ons kyk na die woord en kom ons luister na die gees van God. Ons het nou afgesluit met die nuwe lied. Dit gaan oor 144.000 wat 'n nuwe lied sing. En ons gaan so uit 4 plekke uit Openbaring saam lees. Ons gaan veral lees uit Openbaring 14 uit. As jy 'n Bybel het om so lank te blaai. Ek dink as ons die boek Openbaring oopmaak, dan baie mense wil hom nie lees nie, want jy verstaan nie en jy is half bang, wat sê die Here en oor die getalle en die simbolieke en die kleure en die beelde. Maar jy weet, in die mense van Openbaring se tyd was dit nie vir hulle so moeilik nie. Hulle het eintlik verstaan. Want baie van die simboliek van Openbaring kom uit die Ou Testament uit. En baie van die simboliek het in die kultuur van daardie tyd geleef. So die mense het verstaan. Maar mense, God wil vandag hê ek en jy moet Openbaring verstaan. Ek sê altyd, dis die boek waarin die neerlaag van die duiwel die grootste gewys word. Die duidelikste. En dis hoekom my mense weghou daarvan af. En die begin van Openbaring 1 vers 1 sê, dis 'n apokalips. Dis 'n openbaring. Dis soos om 'n gordyn weg te skuif dat jy kan sien wat buite gebeur. So wil die Here hê moet ons hierdie boek verstaan. Hy wil dit oopmaak sodat ons verstaan die tye waarin ons leef. En dan sê hy ook in hoofstuk 1 vers 1 en hoofstuk 12 vers 1, hy sê, dis 'n boek van Semeion, dis 'n boek van tekens. So hierdie tekens moet ons verstaan. En die Bybel, die Ou Testament en Openbaring self verduidelik vir ons die tekens. En ek glo die Heilige Gees sal die tekens vir ons oopmaak, sodat ons verstaan wat hy sê. God wil hê ek en jy moet verstaan hierdie wonderlike boodskap, want is 'n boodskap vir sy bruidskerk. En vandag gaan oor die bruidskerk. Dis 'n boodskap van hoop, dis 'n boodskap van oorwinning in 'n tyd wat dit dalk moeilik gaan in jou lewe. My gebed is dat wanneer ons vandag amen sê en ons gaan hier uit, dat ons herstel sal wees, nuut in ons verhouding met die Here, dat daar 'n vlam in ons harte sal wees. En dis waarvoor ons bid van Here, kom gou en kom haal ons, kom haal my, sodat ek kan wees waar hy is. Intussen tyd, Here, sorg dat ek doen waarvoor hy vir my op aarde gesit het. Ek en Anton staan daar by die deur en ons kuier. Nou, ek is 'n spring chicken teen Anton, maar hy sê ook, jy weet, hy vra vir die Here, so wat vir die pad vorentoe? Ek is nog hier, Here. Jy het nog 'n kans gekry. Dis om die Here vir jou 'n doel en 'n funksie en 'n roeping hier op aarde het. So kom ons vra vir die Here, waarvoor is ek nog hierso? Ons gaan kyk op Openbaring 7, Openbaring 14, Openbaring 19, Openbaring 21. Openbaring 7 gaan ons net so lees vers 9 tot 17 oor die massas in aanbidding. Nou, dit gaan hier oor die 144.000, dis interessant. Openbaring 7 vers 4 praat al klaar van 144.000, maar ons kom net tot daarby. So, dit lyk asof die 144.000 van Openbaring 7 vers 4 dieselfde is as die groot massa in Openbaring 7 vers, want dit is dieselfde konteks. Hy praat oor dieselfde groep mense. Vers 7, Openbaring 7 vers 7. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit alle nasies, stamme, volke en tale. En hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere, met palmtakke en lane. Dit is ontelbaar baie. Niemand kan hulle, so, as jy net hierdie prentjie kan sien van wat God sê, en hulle het kom uit die groot verdrukking uit. Dis vervolging in daai tyd gewees, hulle is doodgemaak vir hulle geloof. En dan staan daar nou hulle wit klere aan. En dan staan daar, hierdie wit klere is gewas in die bloed van die lam. Dis ook om hulle rein en heilig is. So as jy swaar kry op hierdie stadium, is dat goed is waarmee jy worstel, weet dan, ons is deel van die ontelbare groot skare. En ons gaan eendag deel wees daarvan. En God sien wat in jou lewe gebeur. En hy's by jou. En die bloed van Jesus het ook vir jou gevloei. Maar hierdie massas en massas mense is besig met oorgawe en met aanbidding soos ons nou in die worship gedoen het. Oorgawe, aanbidding. Ons sien hulle val op hulle aangesigte neer en hulle aanbid God. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. Dis wat hulle uitroep weer en weer. Lof en eer en dank en aanbidding, saam met die engele, saam met die 4 lewende wesens, saam met die ouderlinge wat neerval, is hulle besig om God te aanbid. Dis wie ek en jy is, dis wie die bruidskerk is. En die wonderlike vir hierdie mense is,
Die Here skryf hier, hy sê, daar gaan geen dood meer wees nie, geen trane, geen hartseer, geen swaar nie. Alles het nuut geword. Jy sien, ons moet weet, terwyl ons hier op aarde met stryd besig is, daar's hoop, ewige hoop, maar ook hoop vir waar ons nou is vandag. So kom ons kyk na die tweede gedeelte, Openbaring 14 vanaf vers 1, kan ons dit saam lees. Openbaring 14 vers 1. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion. En saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters, soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van die siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. En niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde af vrygekoop is. En dan sê hy, wie is hulle? Dis hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is magtelik rein. Dis hulle wat die lam volg, waar hy ook al heen gaan. Dis hulle wat gekoop is uit die mense as eerstlinge vir God en vir die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. En ons weet, die lam van God is Jesus Christus. Hy is op Pesach, die Paslam, op Pasfees, is hy gekruisig vir my en vir jou. En hier die lam, die oorwinnaar, wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Here Jesus Christus, vir wie niks onmoontlik is nie. Hy staan op die berg Sion. Die berg Sion is nie net daar waar Jerusalem gebou is nie. Berg Sion is ook verwysing na die hemelse stad. Ons kom nou weer terug daarby. So hy staan met die gelowiges uit alle volke, tale en nasies van alle eeue op die berg Sion, triomfantlik as die Here van die Here en die heerser bo alle heersers tot in alle ewigheid. En saam met hom is daar 144.000 en hierdie 144.000 het sy naam, Jesus se naam en die Vader se naam op hulle voorkoppe. Ons dink wat in daai tyd as jy 'n naam op jou voorkop gehad as jy 'n slaaf was, het dit gesê jy behoort aan daai eienaar. So aan wie behoort ons? Wat staan op ons voorkoppe geskryf? En voorkop is ook die plek van die denke. So wat gaan in ons denke aan? Aan wie behoort my denke, my alles, my hele wese? En 144 is beslis nie 'n eksakte getal soos ons dit vandag het nie. Want ons is besig met Openbaring, die boek van tekentaal. En Openbaring self verklaar baie van sy simbole, van sy getalle. Kom ons kyk gou na die getalle. 3 is mos die getal van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons weet dit mos. 4 is die getal van die mens, die 4 winde van die aarde, die 4 hoeke van die aarde wat Openbaring van skryf. En 3 die getal van God plus 4 die getal van die mens. 3 maal 4 is 12. En 12 is dwars deur die Bybel God se getal van verbond. En dit is sy getal van heerskappy, autoriteit. So daar was 12 stamme in die Ou Testament, 12 apostels in die Nuwe Testament. En 12 maal 12 is 144 en 10 is die getal van volkomenheid. Weer en weer in Openbaring. En 3 maal 4 is 12, maal 12 maal 12 is 144, maar 10 is die volkome getal van almal, uit alle tale, volke en nasies, wat voor die lam op die berg Sion staan, met rein-wit klere, dis ek en jy. Dis aan die einde van die tyd wie ons sal wees. So as ons nie nou kan sien, hoe gaan ons daar wees? En ek en jy moet juist nou leef met die verwagting en met die hoop van waarheen ons op pad is. Dis hoekom ouens in Sirië en al die ander plekke, wanneer hulle onthoof word, dan, wanneer hulle onthoof word, dan hulle verloor nie vir Jesus nie. Want hulle ewige hoop, dis wat Hebreërs 11 sê. Al het hulle die stad net gesien en hom nooit beleef nie, het hulle vasgehou in hierdie hoop. Ek en jy kan vashou in hierdie hoop, want ons weet wie ons is. Ons weet
waarheen ons op pad is. Ons kan nog sê oor die 12, jy weet, daar was 12 fundamente van die nuwe Jerusalem, en daar's 12 poorte. Ons kan sê oor die 10, daar's 10 plaae, 10 gebooie, 10 magte, 10 talente, al die dinge. Die belangrikheid in vers 4 of 5 sê, en hierdie 144.000 het hulle self nie besoedel met vroue nie. Dit klink, wow, hoe werk dit nou? Dis Bybelse simboliek. Die bruid is die bruidskerk van die lam van Jesus Christus. Die vrou van die lam. En as jy ander gode dien, dan is jy besig om jouself te besoedel. Die wat hulle met die draak besig hou en met die dier uit die see en die dier uit die aarde uit, hulle is besig om hulle te besoedel. Maar ons wat net fokus op God, jy sien, dit gaan nie oor huwelik hier met ek en jy nou nie. Dit gaan oor die huweliks, die bruilofsmaaltyd. Dis waaroor Openbaring gaan, die bruilofsmaaltyd van die lam. En terwyl ons besig is om te fokus, moet ons weet, ons is suiwer, ons is gewas deur die bloed van die lam, ons het wit klere aan, ons besoedel onsself nie met enige iets anders, behalwe met God en met God alleen. Dit is hoekom ons hom en hom alleen aanbid. En dan lees ons hierdie 144.000, wat hulle kenmerk is, hulle volg die lam. Is alles wat ek en jy doen. Is alles, ek volg my koning, Here Jesus. Hy het ons geleer, ek doen dit wat ek die Vader sien doen, ek sê net wat ek die Vader hoor sê. Volg ek hom en niks. I'm not a people pleaser, I'm a God pleaser, that's all who I am. Is dit regtig die passie van jou hart? En dan staan hier die geluid van baie waters en van donderslag. Dit is dwars deur Openbaring, is dit die manier wat sê, God praat. Soos hierdie dinge gebeur, moet ons weet, God praat met ons. God praat met ons in sy bruidskerk. En dan sê hy, ons sing 'n nuwe lied. Dit wat ons vanoggend gesing het. 'n Lied van oorwinning. Dwars deur die Bybel, wanneer daar oorwinning is, die Israeliete het gesing, en die vroue het tamboeryne geslaan, en hulle het gedans. Dink maar aan Exodus 15:21. En Miriam het hulle al singende geantwoord, sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe, hy het die perd en sy ruiter in die see gewy. Dis net nadat die Here die see toegemaak het oor hierdie magtige Egiptiese leer. Hulle jubel en juig voor die Here, want hy is soos, ek en jy kan elke dag jubel en juig oor die oorwinnings en die oorwinnings en die oorwinnings wat God vir ons gee. Amen. Psalm 96 vers 1 sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sing voor die Here o ganse aarde. En net die gelowiges ken hierdie lied. Niemand anders verstaan dit nie. Die mense daarby kan dink ons is koekoes. Dis hoekom die CRL-kommissie se leierdame sê, julle gelowiges moet in die psigiatrie land, want julle sê julle hoor die stem van God. Sy verstaan nie. Sy ken nie die stem van die Here nie. Ons hoor hom, ons beleef hom, ons hoor hom uit sy woord, ons ken hom. Dis die werklikheid. Niks kan ons vir iets anders oortuig nie. Ons sing 'n nuwe lied. Lied van oorwinning, 'n lied van redding. En dan Openbaring 19, die bruilofsmaaltyd. En dat ons gereed sal wees vir hierdie bruilofsmaaltyd. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar daarvoor gereed gemaak. Sy vrou, ons. Vandag as jy genooi is vir troue, dan dis 'n plek van blydskap. Kyk maar na die bruid se gesig as hy inkom, kyk na die bruidegom se gesig as hy inkom. Dis 'n dag waarna hulle so uitsien, en as daai dag aanbreek, dan is daar vreugde. Die hemelse bruilofsfees is op steroids, die vreugde, die blydskap wat ons het. En hier staan dat die bruid gereed is. Op 'n ander plek staan die bruid moet haar gereed maak. Hier staan die bruid is gereed en ek en jy moet deel wees en hierdie bediening moet deel wees daarvan om die bruid van Christus gereed te maak vir wanneer hy ook al onverwags soos 'n dief in die nag kom. Wat gebeur op aarde met 'n bruid? Hoe berei sy haar voor? Kom ons gaan 'n bietjie nie in die Bybelse tyd. Daar sê die trourokkie was reg. Sy het elke nag gewag en elke nag geluister. En selfs hier. Dit is my verstommend hoe hulle gaan in die bruidsrok reg kry en die lokaal reg kry en die kaartjie elektronies reg en alles net so reg kry. Dis is ek jy moet voel oor die bruilofsfees van die lam. Kan nie wag
vir daardie dag om aan te breek. So ek wil vir jou vra, hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy oor die bruilofsmaaltyd van die lam? Is jou bruidsrok gereed? Hy sê hier staan, rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So hou ons bruidsrok gereed, regverdige dade. Ons leef volgens God se wil, volgens God se woord. Ons kan mense bluf, jy kan nie God bluf nie. Hy weet wat in jou hart aangaan, hy weet as jy hier sit wat jy dink, hy weet as jy by die werk is wat jy dink, is dit regtig lof, heerlikheid, aanbidding. Openbaring 19 vers 9, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaaltyd van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Hoe word ek hier genooi? Daai dag toe ons gesê het, Here Jesus, ek neem U aan as my verlosser. Om gered te wees is genade, maar ek en jy moes dit doen. Daai dag toe ek gesê het, Here, ek kies U vir ewig en vir altyd. Toe is die kaartjie geskryf, toe is jy uitgenooi vir die bruilofsmaaltyd van die, sien jy uit na die hemel. Kan jy nie wag na daai dag nie. Is ons as gemeente besig om die bruidskerk gereed te maak? Mense, as daar 'n tyd was wat ons die woord moes ken, as daar 'n tyd is wat ons regtig mense moet help om in God se teenwoordigheid te leef, nie net wanneer hulle hier is of wanneer hulle by die selgroep is nie, maar in hulle persoonlike, dan is dit nou. Want die vyand is besig om met verleiding oral in die wêreld te gaan. Selfs groot kerkleiers vandag wat net so wegdraai en dan klink dit so reg, maar nie meer volgens die woord van God leef nie. Kan ek en jy onderskei omdat die woord van God in ons leef en omdat sy gees in ons leef? Wanneer is dit God en wanneer is dit dwaling? Paulus sê hier in Filippense 1 vers 23 en ek dink dis wat Here sal U dit vir ons gee asseblief. Hy sê want ek word van weerskante gedring. Paulus sê ek het 'n verlange om heen te gaan en by Christus te wees. Dis verreweg die beste, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Beleef jy daardie, is daar regtige 'n brandende verlange in jou hart? En ons weet mos nou nie, jy weet, gaan dit die wegraping wees, gaan dit die wederkoms wees, gaan dit, of is dit net wanneer jy jou kom aan? Dalk in hierdie week. Wie het jou lewe in jou hand? En is daar in jou hart 'n vlam wat, Here, ek kom bid in die naam, bo alle name, U naam, Here Jesus, dat U 'n brandende vlam in ons harte sal gee, dat ons 'n verwagting sal hê, Here Jesus, dat U sal kom, en spoedig kom, Here, om alles nuut te maak. Maar Here, as U kom om my te kom haal voor daai tyd, help net vir my dat ek gereed is, Here. Hou vir my op die regte pad, hou vir my op die regte plek. Ek wil U verheerlik in my hele lewe en ek bid, Here, dat U dit vir ons sal gee deur die werking van U Heilige Gees. Amen. En dan Openbaring 21, tabernakel en oorwinning. Vers 2, 21 vers 2. En ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel soos 'n toebrei soos 'n bruid wat vir 'n man versier is. Dis wat aan die einde van die tyd gaan gebeur. Die nuwe Jerusalem sal uit die hemel van God neerdal, sodat die hemel en aarde een sal wees. En hoe dit gaan gebeur, dit sal ons sien. So, wat was die beste bruilof wat jy in jou lewe bygewoon het? Dink 'n bietjie. Wat was die top bruilof? Ek het so 'n paar wat ek kan onthou. Baie keer in die kerk is hierdie ouens so vroom, en dan kom hulle by die bruilofs, dan is dit net die ander kant. Maar kry jy 'n paar wat net, wow, dit is net die lekkerste, wonderlikste. Nou, as jy nou dink aan die beste bruilof, die beste kos, die beste, vermenigvuldig dit met 'n paar miljoen. As jy iets wil verstaan wat gaan gebeur aan die einde van die tyd. Maar die bruilofsmaaltyd van die lam is iets wat ek en jy nie eers vir ons kan indink hoe heerlik dit gaan wees. Geen siekte, pyn, trane, net die agape liefde van God. Die rivier met die waters van die lewe wat elke oomblik vloei en ek en jy is deel daarvan. Hoe gaan dit wees met die massas engele rondom ons?
Jy gaan die 4 lewende wesens sien, jy gaan die ouderlinge sien buig. Ons wat bietjie sukkel om hier op aarde te sing, gaan saam met die worship team kan sing. Ons stemme gaan reg wees. Ons sal kan die Here loof en prys sonder ophou. En as God so almagtig is dat tot aan alle ewigheid hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here God die almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Ons gaan deel wees daarvan, mense. Die bruilofsmaaltyd van die lam is nie net die lang tafel wat gedek is nie. Dis hierdie feesvreugde in die teenwoordigheid van die lewende God. En as ons dink, dis die hoogtepunt, dink weer. Die hoogtepunt is Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Hy sal by hulle woon, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Ek dink dis die toppunt van hemel. Dis die absolute hoogtepunt. 'n Tabernakel is 'n tent. Die ouens van daai tyd het dit geweet. As iemand sy tabernakel by jou kom opslaan, dan sê hy kom bly rukkie by jou. Hy kom en hy kom slaan sy tent by ons op. Ons gaan sy aangesig sien. Moses wat so begeerd om sê jy kan my heerlikheid sien by aangesig nie. Ons gaan sy aangesig sien. Sy gees in ons nou en ons sien in dimensies. Dis die werklikheid. Vir ewig is daar nie 'n son of 'n maan of elektrisiteit nodig nie. God skyn en ek en jy gaan daar wees. Ons gaan dit sien. Ons kan nie weet presies hoe dit is nie, maar hy het sy tent by ons kom opslaan. Hy woon by ons. Ons sal hom sien. Hy droog die trane af. Hy sê die eerste dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Dis vir die bruidskerk geskryf. Kan jy hom sien? Blinker as die son. Toe hy vir Paulus op die Damaskus pad ontmoet het Paulus blind gewees vir 3 dae. Kan jy indink om God te sien? En hoor net hoe geweldig bemoedigend is Openbaring 21 vers 6. En hy het vir my gesê, dis verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En in die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. En hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir my 'n seun wees. Kom ons byt vas, mense. Maak nie saak wat jou omstandighede is. Kom ons byt vas. Dis die moeite werd. Hy wil vir ons die lewende, dis wat hy hier sê, ek wil fonteine van lewende waters kom gee. En dan soos Jesus sê in Johannes 7:38, en hierdie lewende waters sal uit julle binneste ontspring en voortvloei uit julle uit. Kan jy jouself so sien, dat ons drink uit die fonteine van die ewigheid, maar nou reeds drink ons so uit God, dat hierdie lewende waters uit ons, die gushes forth, dit bars uit ons uit, waar ons ook al beweeg. Ons wat vasbyt, sê die Here, gaan alles beerf. Dis die moeite werd. Hy sê Abba Vader, hy wil dit vir ons gee. Ons is koningskinders. Bruidskerk, jy's 'n koningskind, weet dit. As ek saam met julle hierdie gedeeltes uit die Bybel uit lees, hierdie 4 plekke, ons het nou maar 4 plekke gelees, hoeveel ander plekke is daar waar die Bybel praat oor hierdie ding? Is dit nie fantasties nie? Om saam Bybelstudie te doen in hierdie ding, mag dit jou opgewonde? Ons moet anders hier uitgaan. Ons moet met 'n ander perspektief hier uitgaan. Daar moet 'n brandende verlange in ons hart wees. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Maak nie saak watter tydsone jy op aarde is, op een of ander manier kan ons hom almal gelyk sien. Miskien stap ek en jy voor die tyd nog oor. Ek het vanoggend met Dorit gepraat, toe ek en Tony op daar gestaan en praat, sê ek weet nie hoe's jy nie, maar as ek nou vanoggend vir die Here moet sê, Here, ek sal nog graag so 'n klompie somers hier wil wees. Soos Paulus sê, jy weet, ek wil gaan maar hier, om hier te bly verwe. Ek sal nog graag massas gelowiges wil sien inkom. Weet jy nie, maar dis wat ek wil sien. Ek sal nog graag wil sien hoe God nasies bereik in my leeftyd. Ek wil graag, daar wees my kleinkinders. Ek wil graag sien dat hulle stewig geplant is. Dis graag by hulle troues ook wil wees. Ja, agter kleinkinders ook nog wil sien.
Ek sal graag nog baie jare saam met hierdie kosbare vrou vir my wil deurbring. Dit is nog baie dinge. Maar as die Here nou vir my sê ek kom jou haal. As ek nou hier staan en kap om, dan moet jy weet, halleluja. Is die moeite werd. Dis wat ons wil doen. Dis waar ons op pad is. Al hierdie goed wat so fantasties is, wat ons nog vir die Here wil doen, en hoe lekker dit ook al hier is, die belangrikste, ons kan ons nie indink hoe heerlik sal dit wees as hy nou kom, en vir ons nou kom haal nie. Dis my gebed vir jou. Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe hoog brand jou vlam, dat Jesus jou nou kan kom haal? Hoe sien jy uit na hierdie wederkoms wat op pad is, en om ewig by hom te wees? Gedag is hy. Ek dink as ons al hierdie dinge vir mekaar sê, dan sê die Here, my kinders, koningskinders, bruidskerk, wees gereed, kom soos 'n dief in die nag, soos 'n weerligstraal, niemand gaan verwag nie. Wees gereed, julle is my bruidskerk, ek het my bloed gegee vir julle. Sal ons dan saam met die Gees van God en saam met die bruidskerk van alle eeue kom uitroep, soos Openbaring 22 vers 17 sê. En die Gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het, drink van die waters van die lewe, dit is verniet. En dan antwoord God, hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Kom ons antwoord dan met, amen. Ja, kom Here Jesus, Maranatha. Amen. Kom ons staan en bid ons saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons u woord mag lees. Dankie vir die skatte wat in die woord van God opgeteken is. En dank jou Heilige Gees dat jy kom en die woord vir ons so duidelik oopmaak. En ek bid vir elkeen van ons, Here, dat elke keer wanneer ons die Bybel oopmaak, dat ons openbaringskennis van God af sal kry. Ek bid dat jy vir ons 'n honger sal gee om dieper en dieper in die woord in te delf. En dat ons nader en nader aan u sal wees, dat ons die stem sal hoor, dat ons sal kan sien in die Gees, dat ons sal weet wat u sê en waarheen u wil hê ons op pad moet wees. Here, in die jare wat ons oor het, dat ons dit sal deurbring tot eer van u naam, dat ons nie met verkeerde goed sal besig wees nie, maar met die kern van die kern waarvoor u vir ons gemaak het, sal besig wees. Ek bid dat hierdie vlam in ons harte vir Maranatha, ja kom Here Jesus, dat hierdie vlam net dieper, sterker, groter sal brand, Here, want as ek u wat in ons gaan gee. Here, en laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart en alles wat binne in ons is, u net verheerlik in hierdie dag en elke dag van ons lewe totdat u ons kom haal. Ons aanbid u in Jesus naam met lof en eer. Amen.